Halleluja. Ja, dankie Here in hierdie môre dat ons weet U voorsien onbeperk. U vra nie, U gee net. En dankie ook vanmôre vir hierdie woord wat U aan ons gegee het. En Here, dat die mense my nie sal raak sien nie, maar dat hulle die woord sal hoor en dit sal inneem en dit sal dra in hulle harte, Here. En ek dank U daarvoor. Heilige Gees, kom U en vang U elke gedagte gevangene en berei U die land voor vir hierdie woord van vanmôre. En ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here, U kan die sitplekke neem. Ek wil net graag weet, is daar enige iemand vanmôre wat die eerste keer by ons is? Halleluja. Ja, hier sit 'n jong man hier voor. Daar's 'n broer daar agter saam met die suster. Ja, prys die Here. Kom ons weet hulle net welkom. Halleluja. Dis altyd 'n voorreg om nuwe mense te sien. Ek dink vir Jesus was dit altyd opgewondenheid om te sien wie is die nuwe gesigte wat hy ontmoet en teëgaan in sy lewe. En daarom wil ek vanmôre, geliefdes in die Here, en ek wil vra, dit is 'n voorreg vir my om vanmôre hier te staan. En ek wil vir u sê, Profet gesê, hier's 'n nuwe prediker, ek voel vanmôre so. Ek voel vanmôre so, want dis opgewonde om die woord van die Here aan te kan lewer. U weet, geliefdes in die Here, dit is altyd iets in die verlede wat my en u vashou. Ons het soveel herinneringe, mense wat ons te nagekom het, drome wat nie gerealiseer het nie, en die verlede wat net nie vir my en vir jou uitgewerk het. Want ons as mens hou ons vas aan dit wat ons wil hê. En nie dit wat die Here vir ons wil gee nie. God het 'n magdom planne. 'n Magdom planne wat hy vir my en vir u wil gee. God se woord roep ons vanmôre. En u sal sien, soos die woord aangaan. En Chantal, ek wil so lank hê, jy moet vir my Filippense 3 vers 13 en 14 opsit. Om te los, Boela kom gou. Boela is my verlede. Kom hier so. Vat my beld, hou vas. Jy moet vashou, papi. My verlede hou my vas. Kan ek ergens heen gaan? Nergens nie. Maar die oomblik wanneer ek my verlede los,
dan het ek 'n beweging vorentoe. En waar's verlede? Hy's agter my. Ek dink nie meer, dankie broer. Ek dink nie meer aan verlede nie. Want verlede is agter my. Wie van julle loop agteruit? Ek wil ook daai ou ontmoet wat sy hele lewe agteruit loop. Alhoewel hy agteruit loop, loop hy nog steeds vorentoe. Want al loop jy agteruit hier uit, loop jy nog steeds vorentoe. Want dit het gedoen in my tyd. Tyd staan nie stil nie, tyd loop. En so loop ons as kinders van die Here, maar ons laat toe. Dat die verlede ons vashou en vanmôre wil die Here hê dat ons moet hoor om te los wat agter ons is en met geloof moet ons vanmôre opstaan. Om die toekoms wat hy vir ons voorberei het. Ons het dit nie voorberei. Hy het dit vir ons voorberei te gee. En ek wil vanmôre vir u sê, my tema van vanmôre vir hierdie woord is, laat jou verlede agter en bou op die toekoms. Wat verby is verby. Ons kan dit nie verander nie. Filippense sê, broeders, ek reken nie dat ek dit myself gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek vergeet en strek my uit na wat voor my is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Paulus praat hier met ons. En hy sê, ek jaag, ek vergeet. Kyk, laat ek vir julle iets vertel. Paulus dink ek het baie kere baie spyt gehad oor dit wat hy gedoen het. Jy kan net vorentoe beweeg as jy vashou aan die verlede nie en aanhou jouself daaraan herinner nie. Ja, jy weet prediker, toe ek jonk was, het ek dit en dit en dit gedoen. En wat het dit met my te doen? Maar wanneer jy kom en sê, prediker, ek hoop en glo en vertrou dat die Here iets in my lewe vandag gaan doen. Hy sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, môre het sy eie probleme. Maar ons toekoms lê in vandag. U het gekom na die huis van die Here en u het veilig hierheen gereis. En ons is dankbaar teenoor die Here vir dit, want die Here wil hê, hier is iemand wat hierdie boodskap moet kry. Ons jaag nie daar nie, en daarom wil ek 'n paar punte wat ek wil hê, terwyl ek dit vir u gee, waarin u moet dink. Jy kan nie vorentoe beweeg as jy vassteek in die verlede nie. As ek vashou in die verlede, Jessie, Louis, man, as ek daai erf net kon verkoop het. As is verbrande hout en word weggegooi.
Wanneer is 'n ander storie. Joe, as ek net daai kontrak kan kry. Jy weet, Prof het gepraat van 'n multimiljoen rand kontrak wat hy kon gekry het. En die Here het dit nie vir hom beskik nie, want die Here het gesien, daarvoor lê probleme vir jou. Ek wil nie hê jy moet dit aanvaar nie. En as gevolg van sy integriteit met die woord van God, het die Here hom gesê, ek sal openbaar aan jou wat verkeerd is. En so ook jou, pastoor, as dit die Here se wil is, wat ek doen vandag, doen ek tot eer en verheerliking van die Here. Een mens kyk party mense so, en jy besef nie eintlik wat se gevaarlike werk hulle het nie. Indien dit sou gebeur, indien dat sou gebeur. Maar wanneer ek sê, Here, U wil vir elke tree wat ek gee, laat U wil geskied, Here. Soos ek gesê, Paulus kies nie om daar te bly nie. Hy bly nie aan sy verlede vasklou nie. Kyk, Paulus was nie bang om mense dood te maak nie, totdat hy God ontmoet het. En Paulus kon aan sy verlede vashou as hy wou. En hy kon blind gebly het vir die res van sy lewe. Maar omdat hy gesê het, en God hom 'n opdrag gegee het, gaan reguit straat toe. Het hy nog in die donker rondgetas en, maar hy het vorentoe gebeur om wat te doen? Die wil van sy Vader. Van die Vader wat hy nie eintlik geken het nie. Want sy Vader was die Vader van leuns. En God is hom begenadig. En God sê, jy gaan nog vir my baie vorentoe doen. As ek aan my verlede vashou, hoe kan ek vir die Here iets beteken vorentoe? Ek kan nie. En daarom is dit belangrik dat ons moet weet, hy het ook teleurstellings gehad, maar hy het nie vasgehou daaraan nie, hy het vasgehou om vorentoe te gaan en om uit te strek en die doel wat die Here in sy lewe gehad het, te vervul. Kan 'n mens kyk na sy foute, sy verlede in? Nee, ek wil nou net vir u iets vra vanmôre. Wie van julle is al aan julle herinneringe, aan julle verlede herinner aan die Here? Wanneer het die Heilige Gees gekom en vir jou gesê, onthou jy daardie dag en daardie dag en daardie dag? Nee. Maar die Heilige Gees kom en God se doel met jou en die plan vir vandag moet u en ek invul en ons moet dit najaag. Jeremia 29 vers 11.
sê die Here, ek weet, want ek weet watter gedagtes. Baie mense sê, ja maar pastoor, daar was nie met my gepraat nie. Daar was met die volk gepraat. Daar was met Jesaja gepraat. Waar staan dit geskrywe in hierdie boek? Dat die Here net met hom gepraat het en nie met my en u gepraat het nie. Hy het gekom om ons te verlos deur sy seun Jesus Christus. Dit was sy doel, sy plan vorentoe. Maar hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Kyk hoe spesiaal is u en ek vanmôre, luisteraars. Hoe spesiaal is u en ek vanmôre om te weet, ek is in sy gedagtes. Hy dink elke oomblik aan my en aan u, wat vorentoe vir ons lê. Wat hy vorentoe vir my en vir u het, spreek die Here. Dis nie 'n mens wat dit gesê het nie. Die Here self het hier gepraat. Hy sê, joh, man, ek weet wat ek met jou wil doen, maar gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Taksies jaag ons baie keer baie in die rooi in. Ander karre ook. Weet jy, pastoor, jy sal dit nie glo nie. In die week ry ek en hy swaai voor my in, as ek nie gerem het nie, het hy my kar sy hele hoek weggery. Het jy iets al verander daaraan? Dis verby. Jy kan nie. Al wat die Here vir jou sê is, wees net oplettend. Wees versigtig. Weet dat ek is nog met jou, ongeag wat gebeur het. Vergeet wat gebeur het en weet ek het 'n toekoms met jou. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vir my en vir u wil hy 'n hoopvolle toekoms gee. En daarom is dit vir my, en ek hamer miskien daarop, maar dit is belangrik. Party mense sukkel mos 'n bietjie om te verstaan en te hoor. Vergeet van gister en eergister. Dink aan vandag. Here, wat kan ek vir u vandag beteken? Here, wat kan ek vir u vandag doen? Gebruik u my in hierdie toekoms waarin u my wil vat, soos dit u wil is. Wanneer hou jy jou oë op die verlede, as jy dit daarop hou, kyk jy wat? Weg van God se plan af. Want jou oë is gefokus op dit wat agter jou is. En nie die plan wat God voor jou het vir jou nie. Belangrik. God het 'n plan vir jou toekoms. Daar het hy dit gesê. En hierby wil ek ook graag vir jy 'n paar punte uitlig en sê, eerstens, vertrou elke dag 'n kans om nader aan God se doel te beweeg. Nie jou doel nie. God se doel. Jou doel is klaar by God bekend. God sal jou doel vir jou instel.
die oomblik wanneer hy voel dit is reg met hom. Maar hy het dalk 'n ander doel met jou. Jy kom dalk by die werk en hy sê vir jou, ry gou Eugene, maar ry hospitaal toe. Here, ek het 'n werk. Ja, die Here weet jy het 'n werk, want hy het dit vir jou gegee. Here, wat gaan my... God het altyd 'n plan vir die toekoms. Oor die wat wil sê, los laat hulle agterbly en hulle self daarmee verknies. Kyk jy net saam met die Here, Here, wat se plan het U vir my? Sodat ek nader en nader aan U kan beweeg. Ons bied astronomiese kursusse aan in hierdie gemeente. Hierdie gemeente is so besig, daar's nie een aand wat daar nie iets is nie. Hier teen die einde van die jaar dan plat dit so bietjie af. Want daar's 'n doel daarvoor. God het 'n doel met elke ding. Bou op geloof en nie op vrees nie. Maar indien ek wat? Here, as dit U wil is. Weet jy wat? Ek wil vir julle sê, ek werk vir Pelindaba. En dis baie jare terug. Nou hy my sê, ja maar prediker, nou hou jy vas aan die toekoms. Nee. Ek kyk wat se plan het God daaruit vir my gegee. En altyd het ek geloop in die werkswinkel, baie mense het vir my gelag. O, hier kom die pastoor alweer. Ek worry. Ek werk die werk wat die Here my gegee het. Die voorman kom by my en hy sê vir my, "Jou, hoe lank gaan jy vat met hierdie projek?" Ek sê, "Ek weet nie, as dit die Here se wil is." En oom Hannes, wat 'n senior man daar, hy gaan na die voorman toe en hy sê, "Ek wil saam met jou werk." Dis nie hoe goed jou is nie. Dis hoe goed die Here jou gebruik het om sy toekomsplanne te bepaal. En ek vra oom Hannes, hoekom wil jy saam met my werk? Hy sê, want weet jy wat? Dis nie hoe goed jy dit doen nie. Dis hoe goed die Here dit deur jou doen. Hoe doen die Here dit deur jou? Of hoe kan hy dit deur jou doen as jy vashou aan gister en eergister? Hy kan dit nie doen nie. Baie belangrik, bou met die verwagting dat God iets moois uit jou lewe kan maak. Jo. Selfs uit jou pyn. Omstandighede, jou ervarings, wat nie altyd so lekker was nie. Ek wil dit nie weer hê nie. Van daaruit wil God iets goeds werk. As u God toelaat om u toekoms te bou, is daar geen onsuksesvolle oomblikke in jou lewe nie. In Christus, baie belangrike punt, begin jy elke dag nuut. Jo,
This is the day, ons het net nou gesing, that the Lord has made. Let's all rejoice and be glad in it. Dis 'n nuwe dag, met 'n nuwe toekoms, met 'n nuwe hoop. Maar loop ek vanaand en sê, Here, dankie vir dit wat ek vandag vir U kon beteken het. Dankie, Here, dat U my gebruik het. Dankie dat ek die voorreg gehad het om 'n instrument in U hande te kon wees. 2 Korinte 5 vers 17. En dit is 'n baie bekende skrif. Daarom, as iemand in Christus is, as jy mos hierdie dag jou hande, jou lewe in God sit, is hy 'n nuwe skepsel. Elke dag is jy eintlik nuut. Is dit nie fantasties nie? Kom ons gee die Here 'n lofoffer vir dit. Amen. Die ou dinge het verbygegaan. What went, went. It's beyond. Kyk, dit het alles nuut geword. Wanneer jy jou oë in die môre oopmaak, is dit 'n nuwe dag. Die Here sê nie oor dit is Dinsdag, dieselfde dag nie. Nee, hy doen dit nie. Hy sê, alles het nuut geword. En daarom is dit vir my en u belangrik, dat ons moet weet, by die kruis van Jesus, is waar jou lewe en jou verlede geëindig het. Woe! En jou toekoms begin het. 'n toekoms van vreugde, 'n toekoms van vrede, 'n toekoms van opgewondenheid. Opgewondenheid om deur die Here gebruik te kan word. Want wanneer jy in Christus is, word jy bevry van jou verlede. Dis waaroor jy skaam is. Ja, jy weet, ek wil nie eintlik daaroor praat nie, maar moet dan nie daaroor praat nie, want dis die verlede. Christus het jou mos vrygemaak daarvan. Hy het jou mos 'n nuwe lewe gegee. Die ou dinge het verbygegaan. Jy het nuut geword. Wie profet eendag 'n seentjie het sy oupa gevra, hoe maak die Here jou skoon? En die oupa het vir hom 'n gooiingsak gegee wat kole in was. En hy het vir hom gesê, gaan op na die rivier en skep vir ons water en bring dit. Dan hardloop die seentjie dan, sak vol, en hardloop hy terug huis toe, as hy by die huis kom, dan is daar niks in nie. Dan hardloop hy weer, en dan kom hy terug, en dan is daar niks in nie. En die derde keer, toe sê hierdie jong man vir sy oupa, maar die water wil nie inbly nie. Toe sê hy, dit maak nie saak hoe die water ingebly het nie. Dit maak saak hoe die water die sak skoon gemaak het. Want toe is dit nie meer 'n swart sak nie, dis nou 'n bruin sak. En dis hoe die Here met my en u werk. Hy sê nie vir ons, hoe maak jy ons skoon nie. Hy sê, ek het julle skoon gemaak deur my bloed. Ek het julle gereinig deur my bloed. En asseblief,
Daar is nie so ding, ag Here, laat net 'n druppeltjie bloed oor my vloei vandag en my beskerm nie. Jessie, ek wens die mense wil afleer om daai aanwensel wat hulle het, te begin vergeet. Jesus het ten volle jou vrygemaak. Hy het die prys ten volle betaal vir jou en my aan die kruis. Dit waaroor jy skaam is en teleurstellings gehad het, jou foutiewe besluite wat jy geneem het. En jou swak keuses wat jy gemaak het. Alles word gereinig deur sy bloed. Hy dink nie meer aan gister en eergister nie, want hy het so ver as wat die ooste van die weste is. Wys my die eindpunt daarvan. Kan iemand my die eindpunt van die ooste en die weste wys? Ek kan nie. Want dis 'n aaneenlopende sirkel. Dis aaneenlopend. En aaneenlopend kom die Here en hy sê, ek wil 'n toekoms met jou bou. Ek wil nie die verlede met jou bou nie. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Hy sê nie ons het gemeenskap met hom nie. Hy sê ons het gemeenskap met mekaar. Want jy kom dalk by die deur in en die Heilige Gees lê dit op jou hart, gaan bid vir Prof Louise. Jy weet nie wat omstandighede is daai man nie. Dalk sê die Here, en ek sien ou Dolfie sit daar agter. Dalk sê die Here, gaan bid vir Dolf, vir Lenet. Here, maar as ek het dit nou nie gedoen nie, maar as ek het gedoen het, wonder ek, wat sou gebeur het? Weet jy wat, doen dit liewerste om te kyk wat gaan gebeur in die Here. As wat jy dit nie gedoen het nie, en jy ongehoorsaamheid jou oorvleuel het. Wees gehoorsaam, en kyk wat laat God daaruit loop. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Ek wil eintlik hier sit, ek weet ek mag dit nie doen nie. Want die woord sê, maar is nou 'n preek vir 'n ander tyd. Ek mag nie byvoeg nie, en ek mag nie wegneem nie. Maar graag wil ek hier sit, ons van al ons verlede. Hy vat dit weg, hy dink nie meer daaraan nie. Hy kyk nie daarna nie, ek en u. Ons liefkoos dit. Ons hou dit vas asof ons getroud is daarmee. En wat kan die Here met jou doen dan? Niks. En nie en ek wat hier sit vanmôre en selfs ons inluisteraars. As jy vashou aan jou verlede, kan die koning met jou niks in die toekoms doen nie. Daarom kan ons ook sê, die toepassing van hierdie punt is bou jou lewe op Christus, nie op mense nie. Jou is nou nie 'n pikdag vandag op jou nie, maar wanneer jy gaan vir 'n kontrak, ek hoop maar hulle gee dit vir my. Selfs met prof. Ek hoop ek kry die werk. Nee, vertrou op die Here.
As hy dit vir jou wil gee, sal hy dit in jou skoot plaas. Almal wat besigheidsloewe julle, al die besigheidsmanne wat vanmôre hier is, selfs besigheidsvrouens, sit jou hoop op die Here en nie op mense. Of op omstandighede nie. Bou met gehoor, liefde, gehoorsaamheid en laat God jou storie gebruik om ander te help. En hiermee wil ek vanmôre graag afsluit. Laat jou verlede agter. Wat agter jou is, kan jy nie verander nie. Maar wat voor lê, kan jy met God vorm. Ja. Die Here sê vandag, my kind, kyk nie terug nie. Ek maak iets nuuts in jou lewe. Soos hy die nuwe dag vir jou geskep het, so wil hy elke dag iets nuuts in jou lewe maak. Vertrou op hom en bou 'n toekoms saam met hom wat hy vir jou beplan het. Amen. Ek wil vanmôre vir u vra. Dalk sukkel u om ontslae te raak van jou verlede. Kom ons sluit die oë. Halleluja. Vanmôre sukkel u dalk en sê prediker, ek sukkel om van my verlede ontslae te raak. Maar graag wil ek hê om met 'n toekoms met Christus te gaan. Ek wil vanmôre hier staan. En sê, Here, bou u in hierdie dag 'n toekoms vir my. En as jy wil staan vanmôre en sê, Here, ek wil hê u moet vir my ook vat in hierdie dag. En 'n toekoms met my bou, Here. Neem u die verlede van my af weg en vat u my in u toekoms in wat u vir my het. Want ek weet, sê die Here, wat ek vir jou beplan het. Dat ons het gelees. Ons het dit uit die woord uit gelees om te sê, hy weet wat hy vir my beplan het. En Here, laat ek by u plan vanmôre sal inval. Jy kan bly sit. Jy kan vashou aan jou verlede. Ek kan niks daaraan doen nie. Net u kan daaraan doen. En Here, hulle wat vanmôre op hulle voete staan en vra, Here, gee my geheueverlies. Here, laat ek nie aan gister en eergister sal dink nie, maar dat ek sal dink, Here, hoe wil u my in hierdie nuutgebore dag gebruik?
Dankie Here dat U vir my iets nuuts gee, elke dag Here. En ek prys U en ek loof U daarvoor. Maak U my vry, Here. En help U my, deur U Heilige Gees, om die toekoms saam met U te bou. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan